Ok julle, hier begin ons dan nou met die Bybelstudie, ekskuus. So ons gaan begin met Genesis, dis die eerste boek van Moses. Ja, die skepping, die werk van die 6 dae, die rus van die 7de dag. In die begin het God die hemel en aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld. Vloed en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat die aarde lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Vers 6. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen die waters en die waters. God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand, en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat droë grond sigbaar kan word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante, wat saad gee, en bome, wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, en op die aarde, en dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee, volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand, en dit was môre, die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde, en dit was so. God het toe 2 groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en 'n klein lig om te heers oor die nag, en ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen lig en duisternis. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand, en dit was môre, die 4de dag. En God het gesê, laat die waters wemel met die gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg, langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape, en alle lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand, en dit was môre, die 5de dag. En God het gesê, laat die hemel en die aarde lewende wesens voortbring, volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere, van die aarde volgens hulle soorte, en dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak, volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, oor al die diere
wat op die aarde kruip. Net 'n vinnige stukkie daarvan vers 26, gaan hom weer lees, en God het gesê, laat ons die mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. As julle daar mooi sien, is wilde diere nie deel van daai stukkie nie. En God het die mens geskape, na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskape, man en vrou, en hy het hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Ekskuus mense, ek wil net weer daar sê, dit is nou vers 28, neem maar net kennis dat die wilde diere is uitgesluit hierso. En kyk na die verwysing van kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, en al die bome waar boomvrugte is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed, en dit was aand, en dit was môre die 6de dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi. Hy het gemaak wat hy gemaak het, en op die 7de dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, en van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. OK, skepping van die man en die vrou. Eden. Dit is geskiedenis van die hemel en aarde, dat hulle geskape is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie dit laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem vervochtig. En die Here God het die mens geformeer uit stof van die aarde en dit in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het riviere uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. Daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land van Havilah loop waar die goud is. En die goud van die land is daar goed. Daar is ook balsamgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier was Gihon. Dit is hy wat om die hele land van Kus loop. En die naam van die derde rivier
was die Dekel. Dit is hy wat oos van die Assur loop, en die 4de rivier is die Frat. Toe het die Here God die mens geneem, en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens beveel, en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vrylik eet, maar die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want daardie dag wat jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, en hy het vir hom 'n hulp gemaak, wat by hom sal pas. En die Here God het uit die aarde geformeer, al diere van die veld, en al die voëls van die hemel, hulle na die mens gebring, om te sien hoe hy hulle sou noem. Om te sien hoe hy hulle sou noem, en nie net soos 'n mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle name wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee, aan die voëls van die hemel, en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens wat hy geen hulp bevind het nie, wat by hom gepas het nie. Toe het die Here God hom in 'n diep slaap gesit. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib, en wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou, en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou uiteindelik been van my gebeente, en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees, en hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Sonde en die veroordeling van die mens, die eerste belofte. Dis nou hoofstuk 3. Maar die slang was listiger as al die ander diere van die veld, wat die Here God gemaak het. En hy het gesê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer, om verstand te verkry, en sy neem van sy vrug, en eet dit, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Mense maak 'n notaatjie van vers 4, Genesis 3 vanaf vers 4 tot vers 7. Toe gaan albei sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte te maak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg, en vir sy aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens, en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin, en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het vir jou kennis gegee dat jy naak is?
het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het, om by my te wees, sy het my daarvan die boom gegee, en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek, onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Vers 15 mense is baie belangrik. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom aan die hakskeem byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en in jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy uitgeneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar net nie sy hand uitsteek ook van die boom van die lewe neem, en eet en die lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is, en so het hy dan die mens weggedryf met gerips aan die ooste kant van die tuin van Eden, en laat woon, met die swaard van 'n vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Tot sover, dit was die einde van hoofstuk 3. Ek wil net julle moet net ook 'n notaatjie maak van Genesis 3 vers 22. Ok, hoofstuk 4. Kain en Abel, die afstammeling van Kain en Set. En die mens het die vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar, en gesê, ek het 'n man verkry, met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword, Kain 'n landbouer. En na die verloop van tyd, het Kain van die vrug van die land aan die Here geoffer, en Abel het ook van die eersgeborenes van sy klein vee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeertes is na jou, maar jy moet daar oorheers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan,
en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain: "Waar is jou broer Abel?" En hy antwoord: "Ek weet nie, ek is nie my broer se wagter nie." En toe hy sê: "Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde." Daarom sê Kain vir die Here: "My skuld is te groot om te dra. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit. Ek moet nou my verberg van u aangesig. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan." Maar die Here sê toe vir hom: "Daarom as enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word." En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat hy enigeen wat hom sal kry, hom nie sou doodslaan nie. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land van Nod, aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword, en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad, en noem die stad na die naam van sy seun, Henog. En vir Henog is Irad gebore, en Irad was die vader van Mehujael, en Mehujael was die vader van Metsuel. Metsuel was die vader van Lamech, en Lamech het vir hom 2 vroue geneem, en die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede was Sila. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat opsitters en fluitte speel. En Sila het ook gebaar, naamlik Tubal-Cain, 'n smid wat allerhande koper en yster instrumente gemaak het. En die suster van Tubal-Cain was Naima. En Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Sila: "Hoor na my stem, vroue van Lamech, luister na my woord. Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond, en 'n seun wat my kwes, want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar, en hom Set genoem, want het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Hoofstuk 5. Nakommelinge van Adam deur Set tot op Noag. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hulle geskape en geseën, en hulle mens genoem. Die dag toe hulle geskape is, toe Adam 130 jaar oud was, toe hy 'n seun verwek na die gelykenis van die ewe beeld van hom, en hom Set genoem. En die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam, wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. Toe Set 150 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword. En Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae
van Set 912 jaar en hy het gesterwe. Enos het 90 jaar oud, toe hy 90 jaar oud was, het hy 'n vader van Kenan geword en Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Enos 905 jaar en hy het gesterwe. Toe Kenan 70 jaar oud was, het hy die vader van Malel geword. En Kenan het na geboorte van Malel nog 840 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Kenan 910 jaar en hy het gesterwe. Toe Malel 65 jaar oud was, het hy vader van Jared geword. En Malel het na die geboorte van Jared nog 830 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Malel 895 jaar en hy het gesterwe. Toe het Jared 162 jaar oud was, het hy vader van Henog geword. En Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan die dae van Jared 962 jaar en hy het gesterwe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy vader van Metsulag geword en Henog het na die geboorte van Metsulag nog 300 jaar met God gewandel en het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Net 'n side note, dit is nie dieselfde Henog. Kain het ook 'n Henog gehad. En Kain het stad vernoem na sy Henog. Maar hierdie is die Henog wat opgeneem is in die hemel lewendig. Toe Metsulag 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword en Metsulag het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe en het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Metsulag 969 jaar en hy het gesterwe. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en hy het hom Noag genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons troos oor ons werk, oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Henog nog 595 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Lamech 777 jaar, en hy het gesterwe. En Noag was 500 jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Tot sover.